Stuur nou die lig en die waarheid, dat die my lei en my bring na die heilige berg, na die woning. Laat my ingaan na die altaar van God, die God oor wie ek wil jubel en juig. Dat ek u kan loof met lier, o God, my God. Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God, ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Ons Vader in die hemel, laat u naam geheiligd word, laat u wil geskied in die hemel so op aarde. Gee ons vandag ons
van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing vanaand, broers en susters, is in Lukas 22 vers 7 tot 23. Dit is waar die Paasmaaltyd gereed gemaak word en die nagmaal ingestel word. Ons sal dit opvolg Sondag met Lukas 24, waar die opstanding vir die eerste keer verkondig word. Die dag van die ongesuurde brood, waarop die Paaslam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit met die opdrag: gaan berei die Paasmaaltyd vir ons voor, dat ons dit kan eet. Hulle vra hom: waar wil u met ons dit voorberei? Toe antwoord hy hulle: kyk, net soos julle by die stad ingaan, sal 'n man wat 'n kruik water dra julle ontmoet. Gaan saam met hom tot in die huis waar hy ingaan, en sê vir die eienaar van die huis: ons leermeester vra u, waar is die kamer waar ek met my disippels die Paasmaaltyd kan eet? En hy sal julle 'n groot bovertrek wys, wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle dit voorberei. Hulle het gegaan en dit gekry net soos Jesus vir hulle gesê het, en die Paasmaaltyd voorberei. Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle: ek het baie daarna uitgesien om hierdie Paasmaaltyd saam met julle te eet voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet voordat dit nie in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy die beker, spreek die dankgebed uit en sê: neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God nie gekom het nie. Toe neem hy die brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê: hierdie beker is 'n nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet is. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai, is saam met myne hier op die tafel. Met die seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is, maar weet die man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle mekaar almal uitvra:
van wie van hulle dit so iets sou kon doen. Die opskrif vanaand by die erediens en by die teks is die hand op die tafel. Jesus maak van enige maaltyd 'n gebeure. Hy maak van enige maaltyd 'n heilige gebeure. Dink maar net aan die kere wat hy die skare kos gegee het. Dink aan die kere wat hy na iemand se huis toe gegaan het soos Zebedeus sinne. Elke keer 'n heilige gebeure. 'n Gebeure waar mense ontdek wie hy is en saam met hom begin leef. Nou sit hy saam met sy disippels aan by die Pasga maaltyd. En hy vat hierdie eeueoue gebruik en hy verander dit. Hy maak dit nuut, hy gee daaraan geheel en al nuwe betekenis. Terwyl hy hierdie brood so uitdeel en die wyn aangee, sê hy vir hulle, ek gaan ly. Ek gaan hierdie goed nie weer vier voordat dit nie in die koninkryk sy betekenis gekry het nie. Ek moet nou hierdie pad klaar maak. Ek het nou in Jerusalem ingekom, ek is nou hiervandaan. Loop die pad net een plek toe. En dit is Golgotha. Maar met die heilige maaltyd, dit wat hy hier instel en wat die kerk daarna altyd vier. Kom sê hy vir ons, hy is die Messias. Hy is die redder. Hy is ons verlosser. En so begin hy heeltemal 'n nuwe verbondstradisie vir die kerk op aarde. Waar ons met hierdie brood en 'n eenvoudige glasie wyn herdenk wat die Here alles vir ons gedoen het. Wat dit hom gekos het om ons deel te maak van hom
en vir ons plek te maak in die koninkryk. Maar as jy nou mooi gelees het, sou jy gehoor het, dat 'n mens eers na die bediening van die brood en die wyn, nadat hy die nagmaal klaar ingestel het, agterkom, dat Judas ook daar is. Dat Judas ook aan tafel gesit het, en dieselfde ontvang het, as wat die ander disippels het. Mens skrik eintlik as jy besef, dit is wat hier gebeur. Ongeag wie aan daardie tafel sit, het die Here die brood aangegee en gesê, dis vir julle, en die wyn aangegee en gesê, herdenk my lewe. Hy voed sy verraaier. Hy voed hulle almal. Daar's 'n verraaier, en daar's 'n verlonaar, en daar is bangbroeke, en daar's mense wat nie vinnig genoeg sê dat hulle hom nie ken nie. Hulle sit almal daar. Hulle het almal hulle hande op die tafel saam met hom. Maar dit is sy hande wat die brood aangee en wat die wyn rondstuur en vir hulle sê om te gedenk, om te besef dat hier iets niets gebeur. Dat hy alles kom verander het. Maar ons besef ook dat dit nie vir hom vreemd was nie. Hy is daarvan beskuldig dat hy saam met sondaars en tollenaars aan tafel gesit het, waar hy ook hierdie maaltyd in iets besonders omgeskakel het. Hy is baie daarvan beskuldig dat hy het hom die vreeslikste woorde genoem. Hulle het vir hom gesê dat hy die tradisies nie onderhou nie. Maar is omdat hulle nie besef het dat Jesus hier besig was om op te bou tot by hierdie nuwe verbondstradisie. 'n Verbondstradisie wat tot op daardie oomblik nog ook vir Judas ingehad het, ingesluit het. As hy dan hier vir ook Judas bedien, as hy ook Judas se voete was, dan is dit omdat hy ook sy genade en sy hand uitsteek na Judas toe. En miskien, broers en susters, is dit hier waar 'n mens iets kan verstaan van genade en oordeel wat reg langs mekaar staan. Hierdie genadige hand wat uitgereik word na elkeen van hulle toe. Na elkeen wat kort daarna gaan verloon en weghardloop en verraai en alleen los. Dis hoe God se genade lyk. 'n Genade wat almal wil insluit. 'n Hand wat na elkeen toe reik. Redding wat vir elkeen gegee word. En dit bly altyd die mens aan die ander kant, na wie hierdie hand toe uitgaan, se keuse om te vat wat hierdie hand gee, om te aanvaar wat hierdie hand aanbied. En wat wonderlik is, as mense dit regtig ontdek, dat God se oordeel altyd in diens staan van sy genade. As 'n mens in die Ou Testament gaan kyk, dan word oordeel altyd opgevolg met genade. God se oordeel gaan daaroor dat hy mense wil gryp, wil wakker skud, wil sê julle is op die verkeerde pad, julle stap weg van my. Julle het nodig om terug na my toe te kom. Oordeel is bedoel dat mense moet besef, hulle moet omdraai, hulle moet verander, hulle moet terug na God toe. Oordeel wil hê dat ons moet besef, ons moet opbou om onsself eerste te kies en God eerste kies. Dit wil hê dat 'n mens jou hand uitsteek en God se gryp en vashou aan daardie hand. Oordeel wil 'n mens altyd uitbring by die punt waar jy oorgee. Dis hoe God se genade werk. Dis hoe groot God se genade is, wat selfs sy oordeel in diens staan van sy genade. En al het Jesus geweet, Judas gaan hom verraai. En al het hy geweet, die ander gaan hom verloon.
reik hy sy hand van genade uit. En uiteindelik as hy hulle weer ontmoet, kan hy met daardie selfde hande, wat nou spykermerke het, na hulle toe uitreik en sê, kom terug. Kom staan hier by my. Kom dat ek julle gereed maak en julle uitstuur. En die keuse om te aanvaar wat God vir jou wil gee, bly joune. Gryp dit met alles wat jy het. Hou vas daaraan. Leef daaruit. Op die tafel was Jesus se hand van genade uitgestrek. Hy bied sy redding en sy genade aan. Sy hand is vol genade en aanvaarding. En tot vandag toe strek hy daardie hande uit na ons toe. Want wat hy vir ons wil, is redding, is genade, is vrede. Selfs wanneer ons, soos die disippels, ons hande in die lug gooi en sê, ons ken hom nie, ons weet nie wie hy is nie, is sy genade nog altyd daar. Roep daardie genade terug en sê, kom na my toe, kom bly by my, kom stap saam met my, kom aanvaar wat ek vir jou gee met my hande. As ons vanaand opnuut aan hierdie tafel kom aansit, dan is dit om hierdie genade te ervaar. Dan is dit 'n volstrekte ja vir God en vir sy redding en vir sy genade. Vir daardie hand wat na jou toe uitgestrek is. En as jy vanaand aan hierdie tafel kom aansit, en jy kyk af na daardie hand van jou wat die brood vashou en wat die glasie vashou, hande wat nie waardig is om hierdie genade te ontvang nie, maar dit tog ontvang. Wees dankbaar. Wees dankbaar vir sy genade en sy aanvaarding. Wees dankbaar dat sy hande altyd uitgestrek bly na jou. Dat jy altyd kan gryp na hierdie hand, kan vashou aan die hand, kan weet dat hy daar is. En vanaand, wanneer ons hande uitstrek en vat wat vir ons aangebied word, sê ons oor en oor vir die Here, ja Here. Aanvaar ons dit wat hy aanbied. Aanvaar ons die brood van die lewe. Die wyn wat vir ons vergifnis aanbied. Wat vir ons sê ons is deel van God. Ons aanvaar sy uitgestrekte hande. Ons sien ook nie die spykermerke in daardie hande. En ons weet, dit was vir ons. Mag ons vanaand die genade van God ervaar. En mag ons sy hande sien wat na ons uitstrek. En wanneer ons na ons eie hande kyk, mag dit wees dat ons opnuut dankbaar is. Dat ek onwaardig, wat nie hierdie genade kan ontvang nie, dit ontvang omdat God kies om dit vir ons te gee. Kom ons sluit vir 'n oomblik ons oë in gebed. Here ons God, U genade bly ons verwonder. Ons kan nie die diepte en die wyte daarvan begryp nie. Here, ons kan nie begryp dat U altyd bereid is om te vergewe en terug te bring en lief te hê nie. En waar ons vanaand in ons geestesoog U hande uitgestrek sien na ons, wil ons vir U sê dankie. Dankie Here dat U hierdie pad vir ons geloop het. Dankie dat U daardie angs van God verlatenheid ervaar het, sodat ons nooit God verlate hoef te wees nie. Dankie Here dat ons vanaand met die eenvoudige tekens van die nagmaal opnuut verseker kan word van U liefde en U sorg en U vergifnis. En Here, as ons vanaand afkyk na ons eie hande, dan is dit in 'n belydenis van ons skuld. Dan is dit in 'n belydenis van ons eie onmag om aan U getrou te bly. Maar dan is dit ook met dankbare harte, nederig en dankbaar, omdat ons weet, U bly altyd ons Vader en ons God.
U sluit vir ons die lewe oop. U maak ons deel van die gesin. U gee vir ons die lewe in oorvloed. Amen. Ek herhaal graag vir u die instellingswoorde van die nagmaal, Lukas 22 vers 19 tot 20. Toe neem hy die brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd hy net so gemaak en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. As voorbereiding kom ons sing nou van 198, daar al 3 die verse. Soos wat dit ons tradisie is, broers en susters, is hierdie 'n stil nagmaal. So ek gaan aan die begin net vir u die uitnodiging gee na die nagmaal en daarna beweeg jy na vore en kom sit jy aan soos wat daar plek is. En ek sal elke keer net vir u knik nadat jy die brood en die wyn gebruik het om dan weer op te staan en terug te beweeg. Kom broers en susters, alles is gereed. Kom sit aan die tafel van die Here.
tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him in the tree? Were you there when they nailed him to the tree? Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they pierced him in the side? Were you there when they pierced him in the side? Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they pierced him in the side? Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when they laid him in the tomb? Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they laid him in the tomb? Hoe diep is sy lyde daar aan die kruis, hoe wyd strek sy hande om te red, hoe hoog reik sy liefde wanneer hy bid, want hy dink aan ons voordat hy sterf. Ons dink aan Jesus met brood en wyn, dink aan sy lyde en aan sy pyn, so is sy liggaam vir ons gebreek, so het sy bloed vir ons gevloei. Ons dink aan Jesus met brood
brood en wyn ons dit kan hou totdat hy kom. Hoe diep is sy lyding daar aan die kruis, hoe wyd strek sy hande om te red, hoe hoog reik sy liefde wanneer hy kunt, want hy dink aan ons voordat hy sterf. Ons dink aan Jesus met brood en wyn, dink aan sy lyding en aan sy pyn, soos sy liggaam vir ons gebreek, so het sy bloed vir ons gevloei. Ons dink aan Jesus met brood en wyn, ons dink aan hom totdat hy kom. Ons dink aan Jesus totdat hy kom. Ons dink aan Jesus met brood en wyn, ons dink aan hom totdat hy kom. Ons dink aan hom totdat hy kom. Ons sal ons soe op Jesus ons Christus. Ons sal ons soe op Jesus ons Here. Ons sal ons soe op Jesus ons Christus. Ons sal ons soe op Jesus ons Here. Heilige God,
Almagtige Vader, ons kom vanaand na U toe in die skaduwee van die kruis. Ons dank U vir hierdie heilige oomblik. Hierdie innige begeerte van die Seun Jesus Christus om saam met sy vriende aan tafel te wou wees. Ons loof U dat U nie 'n God is wat ver staan van ons lyding nie, maar dat U in Jesus self aan tafel kom sit het, in die middel van ons vrae, ons stryd en ons swakheid. Dankie dat U die ou fees van bevryding omskep het in 'n nuwe fees van genade. Dankie vir die brood wat gebreek is en die beker wat geskink is as teken van 'n verbond wat nooit sal wankel nie. Here, vanaand bely ons dat ons dikwels soos die disippels is. Terwyl U die pad van die minste kies, stry ons oor wie die grootste is. Terwyl U die handdoek opneem om voete te was, soek ons eer vir onsself. Ons bely die hand op die tafel, daardie dele van ons lewe wat U verraai deur ons woorde, ons dade of ons stil bly. Ons bely ons eie vrees wat ons laat wegkyk wanneer die pad donker word. Here, wees ons genadig, was ons skoon, nie net ons hande of voete nie, maar ons harte. Stuur nou U Heilige Gees op ons wat hier saam is en op hierdie brood en wyn wat ons kon geniet. Laat hierdie gewone elemente van ons tekens word van U buitengewone liefde. As ons van hierdie brood eet, herinner dit ons daaraan dat U liggaam vir ons gebreek is, sodat ons kan heel word. As ons uit hierdie beker drink, versterk dit ons in die wete dat U bloed die nuwe verbond tussen God en mens gesluit het. 'n verbond van vergewing wat sterker is as die dood. Vanaand bid ons vir ons kerk wêreldwyd. Bind ons saam as een liggaam. Leer ons om mekaar se voete te was, om mekaar se laste te dra, om die minste te wees, net soos U die een was wat gedien het. Gee dat ons van hierdie tafel af sal weggaan, nie as mense wat gevoed is nie, maar as mense wat gestuur is. Laat U liefde ons dra in hierdie wêreld in. En laat ons U liefde dra na 'n wêreld wat honger is en dors is na geregtigheid. Here, ons vra hierdie dinge, nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus ons Here, wat in die tuin van Getsemane gebid het. Laat nogtans nie my wil geskied nie, maar U wil. Amen. Kom ons sluit nou af, broers en susters, met 'n baie mooi lied. Kom ons sing dit tot eer van die Here. Dis Vonk 325, maar 4 verse as ek reg is. See
ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees.